Stel jou voor jy word een oggend wakker. Miskien is dit vroeg. Jy is dalk nie lus om op te staan nie, maar wat? Jy sukkel maar uit die bed uit, staan op, gaan uit, gaan staan in die donker buite onder die sterre. En skielik raak jy bewus van hoe klein jy is. Dit kan 'n mens alleen laat voel. Want hoe klein is ons nou eintlik? As ek dink, ek nou een mens tussen 7 biljoen ander mense op aarde. En die aarde is een ou planeetjie wat om een ster draai en ons sonnestelsel is maar 'n klein stippeltjie in die groot Melkwegstelsel en ons Melkwegstelsel is deel van die groot onmeetlike ruimte. Dan kan 'n mens ontsettend klein voel. Jy kan selfs alleen, 'n mens kan aan jouself oorgelaat voel. Maar Paulus nooi ons om ons oë oop te maak en dit te waag om in hierdie ruimte in te kom, maar om anders in hierdie ruimte in te kyk, maar om anders daarna te kyk. Ons gaan in die kwartaal praat oor die tema wakker word, na aanleiding van Eugene Peterson se boek oor die brief aan die Efesiërs, Practice Resurrection. En 'n sentrale ding in die Efesiëbrief en in Peterson se boek is die gedagte dat 'n mens moet wakker word, dat Christus ons roep om wakker te word. Nou kan jy dink wakker word beteken jy moet jou oë oopmaak en dan moet jy die wêreld sien soos dit is. Met ander woorde, jy sien die grootheid van die heelal en jy sien jou eie kleinheid, jy sien miskien jou eie sondigheid, jy sien die wêreld verskriklik soos dit is, die oorlog en die gerugte van oorlog. Maar wakker word, as mens kyk waar Paulus begin, nooi ons om iets anders raak te sien, om 'n groot heelal te sien wat gevul is met die werk van God. Daarom is ons tema vir hierdie boodskap, God se werkwoorde. Wat doen God nie alles nie? Kom ons lees uit Efesiërs 1 van vers 3 af, Paulus se loflied. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sal wees. Nadat hy ons voorbestem het, om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy het volgens sy wil goed gedink het, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. In hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings, uit die rykdom van sy genade wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Hy het die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink het en in Christus voorgeneem het, om die volheid van die tye te bestuur en om alle dinge, die dinge in die hemel en die dinge op die aarde, onder een hoof in Christus saam te verenig. In hom is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem volgens die voorneme van die een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur, sodat ons wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot die lof van sy heerlikheid. In hom is julle toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Die Gees is die waarborg van ons erfenis, om ons los te koop as God se eiendom, tot lof van sy heerlikheid. Wat laat 'n mens alleen in die wêreld voel? Dis nie net die leegte daar buite nie. Die leegte wat jy ervaar, miskien as jy kyk na die wye wêreld en jy dink, hier is ek nou kleine mense in hierdie groot ruimte nie. Ek dink is ook baie keer 'n gevoel van leegheid hier binne. 'n gevoel van, maar wat is ek nou eintlik? Wie is ek nou eintlik? Wie gee vir my om? Wie sien my raak? Wie verstaan my? Ek verstaan myself dalk nie eers nie. As jy die ervaring het van 'n leegheid buite, van 'n groot ruimte wat leeg is, en jy die gevoel van leegheid hier binne, dan dink ek voel jy regtig eensaam, aan jouself oorgelaat. Paulus nooi ons daarom in, om die heelal anders te sien, om die werklikheid anders te sien, om die werklikheid te sien as iets wat gevul is met dit wat God doen. En soos wat hy daaroor praat, en praat ook oor hoe ons deur God ingetrek word in hierdie volheid van al sy werk. So kan 'n mens self ook vol raak. Trouwens, Paulus is so vol dat sy woorde amper oor mekaar struikel. Hy skryf een lang sin. Alles wat ek gelees het, is in die Grieks een sin, en dit struikel amper oor mekaar, met die een woord op die ander, en die een oorvloedigheid op die ander, omdat hy vir ons wil sê, die God wat die heelal vul met sy teenwoordigheid, vul ook ons lewens. En ons is nie alleen nie.
Want God is aan die werk, om ons, voordat ons daar was, terwyl ons daar is, nadat ons daar is, oor ons, onder ons, agter ons, voor ons en in ons, is God aan die werk. En Paulus gebruik 'n paar werkwoorde om te beskryf wat God doen. Die eerste een is een van die oudste werkwoorde wat vir God gebruik word in die Bybel, en dis die woord seën. God het ons in Christus geseën met al die seëninge wat daar in die hemel is. God seën ons. God se seën beteken doeteenvoudig dat hy die goedheid wat in homself is, aan ons gee. Die goedheid van sy liefde, die goedheid van sy genade, die goedheid van sy krag, die goedheid van sy lewe, die volheid van lewe wat in God is, gee God vir ons. God se seën kom op baie maniere na ons toe. Dit kom op tasbare maniere, met die mooi wat ons kan sien, met die lekker wat ons kan proe, met die goeie wat ons kan ervaar. Dit kom ook op ontasbare maniere na ons toe. Die waarheid wat in God is, die waarheid van sy woord, die waarheid van sy trou, sy getrouheid aan ons. Maar God seën ons, en hy seën ons bo alles in Christus en deur die Gees. Toe Christus mens geword het, het God se seën, God se goedheid, liggaamlike vorm onder ons kom aanneem. En daardie goedheid het die boosheid in die wêreld klaar oorwin aan die kruis en het opgestaan. En nou deur die Gees word daardie goedheid as seën oor ons uitgestort. Ons lewens word volgemaak met die goedheid van God, wat hy weer en weer en weer vir ons gee. God seën. Die tweede woord wat Paulus gebruik, is een waaroor mense nou al baie beklei het, en dis die woord kies. God het ons in Christus uitgekies. God kies jou. En dit kan dit baie maklik laat klink asof God nou soort van voorkeur het. Hy het wit broodjies en hy kies hierdie een en hy kies nie daai een nie. En nou kan ek gaan sit en wonder, is ek gekies, is ek nie gekies nie, het God my ooit gekies? En dit kan my angstig maak oor myself, dit kan my bekommer maak, en ek kan dalk aan myself probeer inkyk en kyk, is daar iets wat ek aan myself sien wat my laat dink, maar God het my dalk tog gekies? Of as ek na myself kyk, het God my dalk nie gekies nie, het hy my dalk verwerp? Maar dis hoegenaamd nie waaroor dit vir Paulus gaan nie. Kies vir Paulus is nie 'n koue logiese keuse wat God maak, 'n soort van 'n inkie pinkie pankie wat God speel om hierdie een hemel toe te skiet en daai een hel toe te jaag nie. Kies vir Paulus is 'n woord vir liefde. God kies, soos wat ek 'n vriend sou kies, soos wat ek my vrou sal kies. God kies om lief te hê, en hy kies om ons lief te hê. Hy kies om ons in Christus lief te hê, so lief dat hy sy seun vir ons gee, dat hy op Golgotha, wanneer hy moet kies tussen sy seun en ons, dan kies hy vir ons en hy laat sy seun die bittere lyding deurgaan, sodat ons verlos kan word. God het ons lief met 'n ewige liefde, 'n liefde wat niks te doen het daarmee of ek het verdien en of ek goed genoeg is en of ek iets reg gedoen het nie, maar 'n liefde wat suiwer kom uit God se hart, omdat God liefde is. Daarom kies God ons met 'n ewige liefde. As 'n mens wonder of jy gekies is, dan wil ek vir jou vra, as sou God jou gemaak het, sou God sy seun vir jou gegee het, sou God deur sy woord en deur sy gees met jou gepraat het, sou God nou met jou praat, as hy nie vir jou wil sê, ek het jou eerste lief gehad, ek het jou lief met 'n ewige onveranderlike liefde, ek het jou gekies, jy mag glo dat jy gekies is. En die wonder daarvan is dan dat my lewe se fundament nie rus op my eie keuses nie, maar op hierdie ewige vaste keuse van God, God se keuse om ons lief te hê. So God seën en God kies. Kom ons kyk na die volgende woord. Nadat hy ons voorbestem het, dis 'n woord wat Paulus meer as een keer gebruik. Hy het ons voorbestem. Hy gebruik hier twee woorde, kies en bestem ook in vers 11. In Christus is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem. Wat beteken hierdie voorbestem? Dit beteken doeteenvoudig dat God my bestemming vasgestel het. God het gesê waarheen hy wil hê ek moet op pad wees. God het gesê, hy kies my vir die lewe en hy bestem my vir die lewe. Hy bestem my vir 'n verhouding met hom deur Christus. Hy bestem my om sy kind te wees en hy bestem my dat ek hom as Vader sal leer ken. Hy bestem my om deel te wees van die huisgesin van God, lees ons later in Efesiërs. Hy bestem my om in sy diens te staan. Hy bestem my om sekere goeie werke wat hy vir my voorberei het tot eer van sy naam te doen. Hy bestem my om uiteindelik na hierdie lewe vir ewig by hom te wees.
Ek dink dis vir my een van die grootste troos van die evangelie, dat God vooraf al vir my sê, maar ek het jou bestemming vasgemaak. En alles wat ek doen in jou lewe, en alles wat ek vir jou sê, is om jou by daardie bestemming uit te bring, want jy is voorbestem om my kind te wees, jy is voorbestem om die ewigheid saam met my deur te bring. Die volgende woord, hy het ons begenadig. Hy het ons begenadig. En die Griekse woord wat hier gebruik word, is 'n moeilike een om te vertaal. Dit beteken letterlik, die Engels praat van he bestowed his grace on us. Hy het dit vir ons geskenk, hy het ons begenadig. Met ander woorde, hy het dit doodeenvoudig vir ons gegee. Ons het dit nie verdien nie, ons verdoen ook nie iets om dit te kry nie, ons kan dit maar net ontvang. Elke dag ontvang ek weer daardie dag as 'n onverdiende genade van God. Elke keer as ek iets verkeerd doen, ontvang ek die genade en die vergifnis in Christus. Elke keer as ek wonder, het iemand my lief, dan ontvang ek die liefde van God. Ek ontvang dit uit genade, ek ontvang dit as 'n geskenk en ek kan dit as geskenk omhels, want dit word vir my gegee. Dit word doodeenvoudig in my hande neergesit en ek mag dit vat en ek mag dit vashou en sê, Here, dankie dat dit ook vir my is. Dankie dat ek aan U verbonde is, nie omdat ek het verdien nie, maar omdat U 'n God van genade is. En Paulus kom terug na hierdie woord van, hy het ons begenadig, wanneer hy sê dat hy die genade oorvloedig aan ons geskenk het. Hy skenk oorvloedig. God is nie synig nie. God knyp nie sy genade so bietjies af nie. God kyk nie eers, maar wat maak ek met wat ek het, en dan besluit hy, maar hy sal miskien tog vir my nog ietsie gee nie. God verwag nie van my om voor hom te staan en om te bedel vir 'n krummeltjie nie. God gee sy genade vrylik en oorvloedig. En dis iets wat die hele Nuwe Testament vir ons kom sê, dat in Christus en deur die Gees kom God se genade so oorvloedig, God se goedheid so oorvloedig in ons lewe in, dat ons lewens ook kan oorloop, dat ons letterlik, soos reeds in die Ou Testament in Psalm 23 kan gesê word, kan sing, my beker loop oor. So nie net is die ruimte daar buite gevul met die seën en die goedheid en die genade van God nie, maar my hart, my lewe word deur die Gees volgemaak met die goedheid en die genade van God. En dan die laaste een wat ek wil uitlig, is daar staan in vers 10, dat God saamvoeg op saambring, dat sy doel is om alles in die hemel en op die aarde onder Christus te verenig, dit saam te bring, dit saam te voeg. Ons lewe in 'n wêreld waarin goed gedurig uit mekaar skeur, in 'n verskeurde wêreld, verhoudings val uit mekaar. As elke keer weer oorlog en konflik en geweld. En party mense blaas dit aan, party mense verheerlik dit asof dit 'n wonderlike ding is. Maar God is die God van vrede. En vrede beteken dat hy dit wat geskeur is, weer heel maak. Dat hy dit wat verdeeld is, weer by mekaar bring. Dat hy die verskeurde menswees onder Christus weer deur sy Gees aan mekaar weef, sodat ons mekaar weer kan vind en sodat ons hom weer kan vind. In Christus ontdek ons die vrede van God se heelmaakwerk. En dit maak nie saak of daar stikkendheid in myself is, dalk is daar konflik in myself, hierdie ding wat ek graag wil doen, bots met daai ding wat ek graag wil doen, hierdie een plan wat ek wil maak, bots met daai ding wat mense van my vra, en so, en ek het dalk innerlike konflik wat my uit mekaar skeer, of daar sal konflik in my verhoudings, konflik tussen ander mense nie. God is die hele tyd besig deur sy Gees om by mekaar te bring, om saam te voeg, om een te maak. Daarom is dit vir my altyd so 'n wonderlike ding, as ek mense kan trou. En ek weet baie huwelike hou nie, maar daar is tog huwelike wat hou, en daar is tog deur God se genade ook goeie en gelukkige huwelike. Maar elke keer as ek mense trou, dan voel dit vir my, God is deur my besig om 'n klein skeurtjie in die mensdom heel te maak. Elke keer as ek 'n kind doop en ek sien die ouers daar staan en hulle lê die belofte af, voel dit vir my, maar hier maak God weer op 'n klein manier die skeurtjie raak. As daar vriende wat mekaar dalk verloor het, as hulle mekaar vergewe en die vriendskap gaan voort. As daar konflik in 'n gemeente is en die konflik word hanteer en die mense vind mekaar weer en hulle gaan weer saam vorentoe. Dan voel ek, maar die hele tyd is God besig om die skeure weer heel te maak. En hy beloof ons dat hy dit uiteindelik gaan doen. Dat hy uiteindelik alles onder Christus gaan verenig. Baie van ons eensaamheid het te doen met die verskeurdheid van die wêreld.
die verskeuring in onsself. Baie keer voel ons ook so leeg, omdat ons arm is aan sinvolle verhoudings, omdat ons nie vrede in onsself het nie. Daarom is hierdie laaste woord, God is die heelmaker, as die bymekaarbringer, die God wat seën, wat dan uiteindelik ook vir ons sê, maar ek maak heel en ek bring mekaar, is dit vir my so troos, want dit beteken, God trek my ook in verhoudings met hom en met ander mense, waarin ek ontdek, maar ek is nie alleen nie, ek is 'n kind van God, ek is deel van die huis van God, en ek kan dit glo, en ek mag dit sê. Amen. Mag God sy genade in Jesus Christus opnuut in jou lewe uitstort, sodat jou lewe oorvloei van genade verander. Mag die Vader sy ewige liefde opnuut in jou hart deur die Heilige Gees laat volmaak, sodat jou hart sal oorloop van liefde verander. En mag die Heilige Gees deur sy gemeenskap opnuut verhoudings heel maak vir jou, sodat jy verhoudings kan hê waarbinne jy kan belewe dat jy God se kind is, en waarbinne jy vir ander mense ook die aanvaarding van God se liefde kan gee. Amen.